Nou ja, ons het al 'n paar keer gesê dat moedertaalonderrig is die siel van ons gemeenskap. En wat ons ook sê, is dat onderwysers is dan die hart van daardie siel van ons gemeenskap. Maar daar is 'n baie belangrike ander element ook. En dit is ouers. Ouers wat ongelooflik betrokke is by ons skole. Tot so 'n mate dat baie groot dele van 'n skoolbegroting kom uit die sakke van ouers. En die grootste deel daarvan is om beheerliggaam onderwysers aan te stel. Want ouers glo dat ons moet belê in ons onderwysers, want dis die beste manier om te belê in ons kinders. En vandag gaan ons daaroor gesels. Johan Botha is die hoof van ons onderwyssektor en die Solidariteit Onderwyser Netwerk. En ons gaan 'n bietjie gesels oor beheerliggaam onderwysers, die uitdagings van hulle en dan ook wat Solidariteit gaan doen. Maar kom ons begin eers. Dit is eintlik nogal 'n merkwaardige ding wat Afrikaanse skole doen. Hulle stel onderwysers aan wat uit die sakke van die gemeenskap kom. Ons praat ook sommer van gemeenskaponderwysers. Dit is daardie beheerliggaam onderwysers. Vertel ons 'n bietjie tot hoe groot mate doen skole dit en wat is die persentasie van hulle begrotings wat hulle spandeer aan beheerliggaam onderwysers? Hoe ernstig sien onderwysers en skole spesifiek dan hierdie gemeenskaponderwysers? Dankie Dirk. Beheerliggaam-onderwysers, of soos jy reg gesê het, gemeenskapsonderwysers, is so 'n kritiese element van elke skool se personeelkomponent. Soos jy reg uitgewys het, dit neem soms tot 50-60% van hulle salarisbegroting is vir beheerliggaam-onderwysers, spesifiek daar. En dit is ook die ouers wat besef hoe belangrik hierdie onderwysers is. So beheerliggaam-onderwysers is so 'n kritiese element van 'n skool se funksionering, dat ouers het ook besef dat hulle skoolfonds bydraes is absoluut krities om die kwaliteit van onderrig in ons Afrikaanse openbare skole te verseker. Dit is mooi, want dit wys hoe die gemeenskap besef hoe belangrik is die onderwyser. Maar nou sit ons in 'n situasie waar ons departementele aanstellings het. Daardie departementele aanstellings is dan spesifiek binne 'n departementele stelsel. Daar is departementele arbeidsverhoudinge en beleide en daar is spoedbeslegtigingsmeganismes in die departementele wêreld. Maar die beheerliggaamonderwysers lê eintlik daar buite. Wat is hulle tipiese uitdagings? Ja, die beheerliggaamonderwysers is baie uniek in die sin van hulle lê heeltemal buitekant hierdie departementele ooreenkoms waarna jy verwys het. Hulle staan dus buitekant die beleide, die praktyke, die finansiële sekerheid wat hierdie ooreenkoms daarstel. En dit skep 'n paar uitdagings, veral ten opsigte van die feit dat beheerliggaamonderwysers werk letterlik by honderde verskillende werkgewers reg oor die land. Dit bring nou die uitdaging van arbeidsverhoudinge sekerheid, sekere beleide, vergoedingsmodelle, goeie praktyk. Daar is so diverse toepassing daarvan daar buitekant, dat ons by die Solidariteit Onderwyser Netwerk gesien het, dat daar daadwerklike behoefte is om 'n bedeling daar buite te stel, juis om hierdie spesifieke onsekerheid en diversiteit, as ek dit so kan stel, dan definitief op daai manier aan te spreek. En dit is natuurlik vir die beheerliggame ook moeilik, maar dis nou die werkgewers wat jy na verwys. Want hulle is tydelike mense en hier skielik moet hulle nou 'n groep personeel bestuur. Maar hoe lyk goeie gestandaardiseerde beste praktyk oor indiensneming of vergoeding? Hoe kan 'n goeie geskilbeslegtigingsmeganisme lyk? Nou er is hier 'n beheerliggaam wat dit besluit en daar's een en daar's een.
Maar hoe sal 'n gestandaardiseerde beskermings-arbeidsverhoudinge stelsel lyk vir onderwysers? En dit is waarna ons wil kyk. Ja, dit is reg, Dirk. Ons mandaat by Solidariteit Onderwysernetwerk is om op 'n breë wyse die onderwysers, ons beheerliggaam-onderwysers se belange te beskerm op soveel meer vlakke as net tradisionele vakbondwese. Daarom het ons gaan kyk om spesifiek hande te vat met beheerliggame en tesame daarmee te kyk na ooreenkomste wat ons met beheerliggame wil aangaan. Dis 'n tradisionele erkenningsooreenkoms. 'n Tradisionele erkenningsooreenkoms wat daarop geskoei is op twee elemente, een die beskerming van ons beheerliggaam-onderwysers, maar ook die belange, beskerming en bemagtiging van ons beheerliggame. Want soos jy dit reg uitgewys het, hulle bestaan uit ouers uit die gemeenskap. Hulle is nie altyd mense wat arbeidsverhoudinge en daardie aspekte baie goed verstaan of ken nie, reg so, en daarom wil ons letterlik 'n ekosisteem van beskerming oor ons beheerliggame neersit, wat ons beheerliggaam-onderwysers en ons beheerliggame dek en voldoende beskerm binne hierdie ekosisteem. Ons fokus spesifiek op die onderwyser. Ons wil die onderwyser beskerm en op hierdie absolute unieke manier. Maar dis anders, nee, dis anders as die tradisionele arbeidsverhouding, is dit amper asof die werkgewer teenoor die werknemer staan. In hierdie geval sê ons eintlik, ons gaan staan aan die kant van die ouer deur sy beheerliggaam, want ons is 'n gemeenskapsorganisasie. So ons as gemeenskapsorganisasie sê dus ons wil ons gemeenskap onderwysers beskerm. Ons is dus aan die kant van die gemeenskap wat wil hê dat kinders goeie onderrig moet kry deur hierdie span onderwysers, maar ons is primêr in belang van die onderwyser daar, maar die goed is komplementerend tot mekaar. Ja, dit is korrek, Dirk. Dit is ongelooflik belangrik vir 'n skool om sy beheerliggaam, sy onderwysers, sy hoof, sy bestuur, sy ouergemeenskap, om almal in sinergie te kry. Want dit gaan vir ons oor dieselfde ding, dit gaan vir die belange van ons kinders, ons toekoms van ons gemeenskappe. En daarom is dit so belangrik dat ons in hierdie geval bietjie verder gaan kyk het en ons beplanning ten opsigte van ons strategie is om hande te vat met Marius Botha konsultante wat alreeds bekend is vir baie skoolhoofde in Suid-Afrika en tesame met Marius gaan ons hoofde, BL personeel, BL lede nader. Ons gaan met hulle ooreenkomste sluit en ons gaan, soos jy gesê het, vanuit die onderwyser se kant af beskerm, maar ook vanaf die BL se kant af beskerm en dan letterlik hierdie mooi ekosisteem neersit waar ons 100% kan kyk na ons skool. Ons sien dit as komplementerend tot, ons dink ons verryk die onderwys ekosisteem hierdeur. Ek dink nie ons sien ons in kompetisie met enige rolspeler nie. Ons dink ons betrokkenheid maak eintlik hierdie ekosisteem ryker. Nou, ons is natuurlik betrokke op 'n baie groter skaal by onderwys. Ons is in die eerste plek oor die hele stryd oor die behoud van ons skole, daardie siel van ons muur is betrokke. Die hele Bella-stryd was ons baie prominent en is ons nog steeds. Ons is baie betrokke by die opleiding van onderwysers deur akademia. Ons het die onderwysernetwerk wat sê hier gee ons beskerming aan ons onderwysers. Ons is ook deur die SOS, gee ons ondersteuning aan ons onderwysers. En dan binne die groter beweging het ons dan AfriForum wat ook dan dienste gee deur die gemeenskap aan skole. So dit is eintlik 'n totale onderwys-ekosisteem wat ons wil neersit om seker te maak dat ons hele onderwysbedeling word beskerm. Ja, heeltemal korrek, Dirk. Soos jy gesê het, daai beskermingselement van ons beheerliggaam onderwysers, ons skole, ons beheerliggame is krities tot die voortbestaan van ons Afrikaanse openbare skole. Maar verder tot dit, het ons ook 'n kernelement wat ons na kyk en dit is ons hoofde. En ons gaan 'n unieke hoofdeforum daar neersit wat absoluut totaal saamgestel is deur 'n groep spesialiste, 'n groep hoofde en daar het ons 'n KI-bot ontwikkel wat die eerste is van sy soort
sekerlik in die wêreld waar skoolhoofde ondersteuning gaan kry op 'n vlak wat nog nooit in Suid-Afrika gesien was nie. Ons besef hoofde is krities ook vir ons skole ten opsigte van leierskap en ons is baie opgewonde dat hierdie nuwe KI-bot absoluut die hoofde gaan bemagtig om hulle werk ten volle te kan doen tot die volle potensiaal. Ek het 'n kykie gewaad, so lusmakertjie al. Dit is ongelooflik wat daai bot gaan doen. Dit is regtig 'n instrument wat skoolhoofde op 'n baie unieke manier met kennis gaan beskerm. Baie keer voel hulle blootgestel. Yes, Hulle is baie keer die eerste teiken. So ons hoor hier so, nee, wag, kom ons bemagtig julle met kennis in 'n forum, so dan bemagtig julle mekaar ook. So ek is baie opgewonde daaroor. Wat kan skole verwag in die volgende ruk? Wel, Dirk, skole kan verwag dat daar binnekort 'n organiseerder gaan wees wat by hulle gaan kom kuier. Ons gaan met ons hoofde begin skakel, ons gaan met ons beheerliggame begin skakel, so binnekort gaan ons sien dat skole absoluut deel gaan word van hierdie ekosisteme wat ons nou net oor gesels het. En ons is baie opgewonde daaroor. Daar's soveel elemente wat belangrik is om 'n skool te beskerm en ek dink skole sien ook dat hierdie elemente presies is wat solidariteit met ons nuwe bedeling ten opsigte van arbeidsverhoudinge in Suid-Afrika se onderwysstelsel nou gaan bereik. Alhoewel ons fokus op die beheerliggamonderwysers, die gemeenskaponderwysers, ons is 'n instelling uit die gemeenskap uit en ons glo daar is 'n groot behoefte om daardie spesifieke sektor behoorlik te organiseer, beste praktyke daar neer te sit, ooreenkomste met beheerliggame te sluit, maar tog ook departementele onderwysers geniet ook 'n voordeel. Ja, Dirk, ons het soveel departementele onderwysers wat lede is van die onderwysnetwerk. Hulle is by volle geregtig om dubbele lidmaatskap te hê. Dit is 'n voordeel vir hulle en ons het baie van hulle wat vir ons sê dat hulle graag deel sal wees van die Solidariteit Onderwysnetwerk, ongeag hulle lidmaatskap by ander vakbonde in die onderwyssektor. Ek moet sê, ander vakbonde doen wonderlike werk. Ons stel nie belang om kollektief te gaan beding by die bedingingseenhede en die forums binne in die departementele omgewing nie. Daar dink ek doen ander vakbonde wonderlike werk en daarom is ek van mening hierdie is absoluut komplementerend tot mekaar. Absoluut, Dirk. Ek dink daar is 'n geleentheid vir beskerming van ons onderwysers wat ons nou spesifiek op toespits en soos jy reg uitwys. Ek dink die kollektiewe aspek is iets wat al reeds gedoen word en wat goed gedoen word, maar hierdie leemte is iets wat ons sterk oorvoel en vir die toekoms van ons onderwys in Suid-Afrika is dit iets wat ons daadwerklik gaan uitrol en ons gaan seker maak ons beskerm ons beheerliggamonderwysers en ons beheerliggame daar buite. Ons het nou hierdie verhouding met Marius Botha wat ons ontwikkel, maar daar is ook ander beheerliggaamorganisasies soos FETSAS en die vraag is, as ons in verhouding begin tree met beheerliggame, word ons 'n beheerliggaamorganisasie. Dis nie wat ons word nie. Ons word nie 'n beheerliggaamorganisasie. Asseblief beheerliggaamorganisasies, Marius Botha, julle doen wonderlike werk. Gaan voort daarmee. Ons doel is aan die einde van die dag om vir die onderwysers 'n gesonde arbeidsverhoudinge bedeling daar te stel in samewerking met beheerliggame en daarom is dit krities belangrik dat daar ook goeie beheerliggaamorganisasies moet wees. FETSAS is 'n organisasie wat wel bekend is daar buitekant en weer eens, dit is nie 'n area waarin ons onsself tans begewe nie. Die DNA van solidariteit sal altyd werk bly, in hierdie geval die werk van ons onderwysers en ons hele strategie is geskoei om seker te maak dat ons daardie werk nog steeds beskerm. Onderwysers is die hart van ons onderwys-ekosisteem en ons is daar om ons hart te beskerm met 'n spesifieke fokus op die gemeenskap onderwysers. Onderwysers, ons het ongelooflike respek vir julle, saluut vir julle werk. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube-kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.